Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Woensdagoggend. Ja, ons gaan verder voort met Johannes 15 en vanaf vers 13 vanoggend. Groter liefde as dit het niemand nie. Dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende. As julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Geliefdes, ons lees net hierdie paar versies vanoggend, hierdie ongelooflike mooi ding wat ons hier lees, dat niemand het groter liefde as dit nie. Dit het ek en jy by baie plekke in die Bybel al gelees, né? Soos nie vir ons nuwe woorde nie. Dit is net belangrik dat ek en jy dit in hierdie Paastyd hoor. Maar dan hierdie mooi ding, Jesus sê, julle is my vriende. Hy kom spesifiseer, dis julle is my vriende. En dan kom jy daar as julle doen wat ek julle beveel. En gister het ons al gehoor wat sy bevel is, dat julle mekaar sal lief hê. En dan sê ek noem julle vriende, julle is nie meer slawe nie. 'n Slaaf weet eintlik nie wat gaan aan nie. Maar julle is my vriende en ek het alles aan julle bekend gemaak. Vriende, hierdie gedagte, dat God kom alles in Jesus bekend gemaak het. Dis iets wat reg deur die Nuwe Testament baie sterk funksioneer. Baie mense dink vandag en maak asof daar al hierdie geheime in die Bybel is en daar's hierdie geheime kodes wat jy moet ontsyfer. Jy weet, asof God nie alles duidelik eenvoudig kom sê het nie. En jy moet dit hoor. Die Bybel is bedoel as God se openbaring. Ja, die laaste boeke in die Bybel. Openbaring. God het dit kon bekend maak. Daar's nie die geheime kodes wat jy eers moet ontsyfer. Weet, ek wil iets oorkom as mense sulke goed sê. Asof God nou iets weggesteek het. En nou, na 2000 jaar, toe geen ander Christene voor ons het kon ontdek en nou ontdek ons dit skielik. Jo, dit is mos nou half absurd. Nee, die Bybel het in daai tyd al betekenis gehad vir hulle wat dit die eerste keer gelees het, soos dit betekenis het vir ons. Jesus kom maak bekend alles wat ek en jy nodig het om te weet. Daar's geen geheime meer nie. Hy, Jesus, was die geheimenis wat bekend gemaak is. So ek en jy hoef net die Bybel te bestudeer, kan kalm deur dit volg, en ek gaan alles weet, wat ek nodig het om te weet van God. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks, en ja Here, ons besef ook, as ons sê ons gaan alles weet wat ons nodig het om te weet, dat ons nooit alles gaan weet wat ons kan weet nie, en nooit alles van U gaan weet nie, maar dit sal ons in die hiernamaals ontdek, dit sal ons met die wederkoms ontdek. Maar dit wat ons hier nodig het om te ontdek, om te besef, om te weet. Dankie dat U dit nie geheim gehou het nie, maar dat U dit geopenbaar het en bekend gemaak het. Dankie dat ons U vriende is, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.